He brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am.
Goeiemôre almal, baie welkom by hierdie spesiale dag vir ons as Bikers Church. Dit is vandag 'n spesiale dag want George en Charmaine en 'n klompie van hulle vriende sluit vandag by ons aan, by ons gemeente, en dit is so lekker vir ons om hulle vandag te kan ontvang in Bikers Church. So kom ons sit net so, dan bid ons net saam. Here, baie dankie vir u genade, goedheid en liefde. Dankie dat u altyd getrou is. Dankie dat in die onsekerheid van ons lewe is u altyd die bron van hoop, van die fundament van ons lewe. En dankie dat ons, Here, vandag kan kom en hierdie dag aan u kan opdra en vra dat u ons sal seën. Elke persoon wat vanmôre na hierdie video luister, seën elkeen vanmôre, Vader. Kom bou u in ons lewens in, dit wat nodig is. Kom vat weg dit wat nodig is. En word u in ons lewens verheerlik. Aan u die eer, die aanbidding en die lof, in Jesus se wonderlike naam, Vader. Amen. Goed, so vanmôre praat ons oor monumente van hoop vir die toekoms. Monumente praat van die verlede. Die oomblik as ou sê monument, dan impliseer dit gister, dit impliseer die verlede. So ons praat oor monumente van gister, ons praat van die huidige tyd waarin ons vandag moet lewe, want ons moet vandag lewe. Gister is verby, môre kom nog. Ons kan niks aan gister en môre doen nie. Maar ons kan uit gister uit leer en ons kan hoop hê vir môre. Maar dit wat ons vandag doen, is van waarde. Dit het 'n invloed op môre. En dis hoekom dit so belangrik is. So dis 'n groot voorreg vandag om deel van hierdie dag te kan wees. Vandag is gebou op die fondamente van gister, sodat ons met dankbaarheid nou vandag kan lewe met die hoop en hoop kan hê en kan vertrou vir God se genade en voorsiening vir môre. So ons gaan vandag net eers gou kyk na gister. Gister in ons lewe as Bikers Church het ons 'n ryke geskiedenis. Ons het 'n ryke terugkyk na dit wat God in ons lewens gedoen het. Ons het fondamente van bewyse van God se goedheid, guns, genade en liefde. Ons het die bewys daarvan. Die monumente staan in ons lewens. So gister se fondamente staan duidelik. Gister se monumente staan as bewys van God se goedheid in ons lewe. So ek gaan nou vir ons vra om te kyk na 'n slideshow, sommer net so 'n bietjie van 'n paar foto's en herinneringe van waaraf die Here ons gebring het tot waar ons vandag is. So kom ons kyk dan daarna. Prys die Here, so goed. Dit is so wonderlik om te sien waar die Here in ons lewens begin het, wat hy gedoen het en hoe hy deur sy getrouheid ons deur die jare gedra het tot waar ons vandag kan wees en dat ons met dankbaarheid kan terugkyk. Die foto wat ons daarmee gestop het is 'n
'n foto van 'n Bybel wat ons in die fondament van die gemeente, van die kerk ingebou het. En hy is oop op Matteus hoofstuk 16 vers 18. En ek wil graag vir ons daar lees. Ek lees eintlik van somme van vers 16 af. Jesus vra vir hulle, wie sê die mense is ek? En hulle sê Elia en Jeremia en een van die profete. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Okay? En toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Baie mense weet van Jesus, baie ook nie, maar daar's meeste mense in westerse, kan ek sê, amper Christelike godsdienstige lande, weet van Jesus. Maar Jesus bly 'n beginsel, bly 'n wet, bly 'n persoon, totdat die Vader dit aan ons openbaar. En dis wat hy hier sê, jy kan dit sê, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. En luister wat sê hy verder. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek die gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Wat die Here hier vir Petrus sê is, Petrus, die openbaring dat Christus die verlosser is en jou gered het, is die hoeksteen, is die bron, is die plek waarop ek my gemeente bou. En wat so wonderlik hier is om te besef en te weet, dat dit is die Here wat sy kerk bou. Ja, hy gebruik ons, hy gebruik jou en my as instrumente, hy gebruik ons om sy woord uit te dra, om mense te bedien, maar dis hy wat die boumeester is, dis hy wat weet hoe die plan lyk, en dis hy wat sy kerk, sy gemeente bou, en daarin kan ons rus, en dan sê hy ook, en die poorte van die doderyk sal nie daarteen staan nie. Jy sien, baie keer kan 'n ou op 'n plek kom wat jy dink, jene nou wat nou, hoe nou, dit lyk asof, met alle respek, asof die doderyk, die duiwel, dit lyk of die duiwel wen, maar weet jy, die duiwel wen nooit nie. Die enigste rede hoekom dit dalk kan lyk of hy wen, is omdat hy 'n leienaar is, omdat hy nie die waarheid kan praat nie, is onmoontlik, en so hy mislei, en hy manipuleer, en hy veroordeel, en so daarom lyk dit soms so, en voel dit soms so, maar die waarheid is dat die Here bou sy koninkryk, en die doderyk sal nie daaroor heers nie, dit sal dit nie oorweldig nie. Goed, so ek gaan vra dat ons nou sommer na die tweede gedeelte van die slideshow kyk. Prys die Here. So
hierdie is dan nou die tweede gedeelte. Dit is so half tot ons die geskiedenis tot by ons huidige kerkgebou en hoe ons die pad geloop het om daar uit te kom. En hierdie tweede gedeelte is God se getrouheid om ons te sien, om ons op 'n plek te bring van waar ons 'n huis het. En ons weet dat die kerkgebou is nie die kerk nie. Die kerk is ek en jy. Ek en jy is die kerk. Maar die gebou is maar net waar ons by mekaar kom. En dit is belangrik om 'n plek te hê om by mekaar te kom. Die plek waar ons by mekaar kom, maak nie die plek die kerk nie. Die kerk kom na die gebou toe en dan is dit die kerk. En dit is goed en belangrik om dit te weet. Aan die begin van ons bediening in gebed voor die Here en vir die Here vra, Here, wat en hoe en waar, het die Here vir my hierdie beeld van 'n kampvuur gewys. Die kampvuur wat ons nou op die skerm sal sit. En hierdie kampvuur praat van 'n plek van lig, van heenkome. Dis 'n plek wat in 'n donker wêreld lig bring. Dis 'n plek waar daar lig is. Die lig is nie van die mense nie. Die lig is in die mense, maar dis die lig van Christus. En die Here wys my hierdie kampvuur wat is, en mense kom so van ver af na hierdie kampvuur toe geloop, en hulle kom sit by die vuur, en hier by hierdie vuur kom kry hulle wat hulle nodig het. Daar's mense, daar's hulp, daar's vriende, en daar's wat nodig is vir mense wat op hulle lewenspad is, om by 'n vuur te kom sit, waar daar lig is, waar jy kan sien, waar jy kan duidelikheid kry, en waar kan baie dinge kan plaasvind, baie prosesse kan gebeur. Vrede en vreugde en blydskap en restaurasie en genesing en herstel, vind alles om hierdie vuur plaas, wys die Here my. En dan natuurlik van tyd tot tyd loop daar weer mense weg van hierdie vuur af. En hulle gaan aan op hulle lewenspad en hulle gaan sit weer by 'n ander vuur. En so het die Here baie gemeentes in die wêreld, waar mense van tyd tot tyd na toe gaan. Miskien vir 'n tyd lank aktief is hier, en dan trek hulle na 'n ander dorp toe, hulle gaan na 'n ander gemeente toe, wat ook al die geval mag wees. En die belangrike ding is om by die vuur van die lig van God te kan inskakel en te kan sit. Want daar gebeur dinge, daar gebeur wonderlike dinge wat God doen. En dan wys die Here vir ons dat die kerk is soos 'n hospitaal. 'n Hospitaal is 'n plek waar na toe siek, beseerde mense kan kom. En 'n hospitaal is een van daai plekke waar wanneer jy by die hospitaal inkom, dan wil hulle nie, maak dit nie saak hoekom jy seer gekry het nie. Dit maak nie saak hoekom jy siek is nie. Wat gebeur by 'n hospitaal is, wanneer jy inkom, dan is dit die plek om gehelp te word. En so, daar is so 'n gesegde wat sê, the church is a hospital for sinners, not a showcase for the perfect. So 'n kerk is 'n plek waarna toe die seer, die gebreekte mense kan kom. En nou wil ek by sê, die wat wil kom, ons kan nie mense forceer om kerk toe te gaan nie, ons kan hulle aanmoedig en bemoedig. Maar ons kan hulle nie forceer nie. So siek mense kan na 'n kerk toe kom, of na die hospitaal toe kom, om genees te word. En dit is presies hoe die Here wil hê. Maar jy sien, in 'n hospitaal is daar nie net siek mense nie. In 'n hospitaal is daar dokters, en susters, en verpleegpersoneel, en daar is administratiewe personeel. So om 'n hospitaal te kan laat funksioneer, is daar 'n magdom van mense nodig om hierdie hospitaal effektief te laat funksioneer. Daarom is daar plek vir elkeen van ons om in hierdie hospitaal 'n rol te speel, 'n funksie te hê, sodat die koninkryk kan kom, sodat God se koninkryk uitgebou kan word, sodat mense gesond kan word, en weer ander kan help om gesond te word. Dan, in die derde plek, is die kerkefamilie. En op die foto kan jy sien, daar's 'n familie wat om 'n kampvuur sit, en net kuier, net die nou geniet. So, ons praat van gister, ons praat van vandag, en ons praat van lewe nou, vandag. Jy sien, deur bekommerd te wees oor môre, gaan nie vir ons help nie. Dit is nie belangrik nie. Ons kan niks doen
Ons kan nie vandag se genade, vandag se goedheid en vandag se guns, hoor mooi, iewers in 'n houer bære, sodat ons genoeg het vir môre nie. Want jy sien die woord sê vir ons in Psalm 136, sy goedertierenheid is van ewigheid tot ewigheid. In Klaagliedere 3 vers 20 sê hy, dat sy genade en sy goedheid en guns is nuut elke môre. En hier is wat ons nodig het om te weet, sodat ons nou kan lewe. Ons moet nou lewe, nie dat ons nou roekeloos of op 'n dwaase manier lewe nie, maar dat ons sinvol sal lewe, maar dat ons ten volle sal lewe nou. Soveel keer wil 'n ou wag tot alles reg is, voor jy kan lewe. Jy voel, nee, ek kan nie nou dit of ek kan nie nou dat nie, want wat van môre? Jy sien, môre is wanneer God, in môre inbou God genoeg vir môre. Daar's genoeg genade, genoeg voorsiening, genoeg liefde, genoeg genesing vir môre. Ek kan nie nou gesond word vir môre nie. Ek moet nou vandag gesond word vir vandag. Ek moet vandag lewe. Ek moet vandag in oorwinning staan. Ek moet vandag glo, ek moet geloof hê in die goedheid, die genade, die goedertierenheid van God, sodat ek vandag kan lewe. En jy sien, wanneer ek vandag kan lewe, dan kan ek uitsien na môre. Daar's 'n liedjie wat sê, ek sien kans vir môre, omdat hy lewe. En dit is so belangrik. Dit is so belangrik om dit te verstaan. En dan wil ek vir 'n oomblik 'n bietjie gesels oor dankbaarheid en die rol wat dankbaarheid speel. Dankbaarheid is 'n woord, maar dankbaarheid het soveel te doen met waarvan ons kom, waar ons is en waarna toe ons gaan. Ons het hoop vir môre. Ons het hoop omdat hy lewe. En daarom wil ek vandag sê, dat ons het nodig om dankbaar te wees vir ons lewe, vir dit wat ons het, vir dit wat ons gehad het. Hoor mooi, selfs vir die moeilike tye, want God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom lief het. En ons het die Here lief, ons is lief vir die Here en ons glo en vertrou op hom. Daarom kan ons weet dat hy selfs die negatiewe dinge ten goeie sal laat meewerk. Ja, daar's hartseer en pyn in die hele proses maar in die hartseer en pyn is God met ons. Hy sal ons nie begewe of ons nooit verlaat nie. Ons kan dankbaar wees vir genade, vir guns, vir seëninge, vir sy wysheid. Ons kan dankie sê vir ons familie, ons vriende, vir ons opvoeding, vir liefde, vir voorsiening en vir vrede in ons lewe. En daarom moet ons vandag dankie sê vir geleenthede en mense in my lewe. Dankie vir uitdagings waarin ons lesse geleer het. En waarin ons kon groei. Kyk na die dinge wat ons soms vanselfsprekend in ons lewe aanvaar. Ons dink, ag, dit moet maar net so wees. En die oomblik wat dit gebeur, wanneer dinge vanselfsprekend word, die voorregte, die guns, die genade van God in ons lewe, as ons dink, ag ja wel, dit is maar so. As ons nou so terugkyk na daai foto's en goed van die kerk, waar ons begin het, een tog hier in 'n kamer, daar in 'n plekkie, hier in 'n saal, ensovoorts, nê. En dan vandag kom ons by die kerk en alles is mooi. Alles is reg, die klank als. Jy weet, daar was 'n tyd wat ons elke oggend die klank moes uitpak en na die diens al die klanktoerusting, die luidsprekers, die kabels moes terugpak. Wow, en dit was lekker om dit te doen, maar na ruk raak het so 'n bietjie van 'n job, nê? En wat nou vandag so lekker is, vandag kom ons net hier by die kerk aan, ons sit hierso en dis lekker, alles is reg, ons drink koffie en als, en dis so lekker. Maar hoor mooi, dis lekker en dis wonderlik en geniet dit, maar wees dankbaar. Dankbaar in waardering. Dankie Here dat U dit vir ons gedoen het. Dankie dat U ons gelei het en tot hiertoe gebring het. Ons loof U daarvoor, want dankbaarheid skep 'n gesindheid. Dankbaarheid is die teelaarde vir die gesindhede van ons lewe. En het ons nodig om vir die Here te kan dankie sê vir al die wonderlike dinge. Dankbaarheid is die sleutel en wat die deur oopsluit na wat waarde en betekenis in ons lewe bring. In Hebreërs 13 vers 5 sê die woord, wees tevrede met dit wat julle het, want ek sal julle nooit begewe en verlaat nie. In die wêreld kan ons so maklik opgevat word van ons wil graag hê wat ons nie het nie. Kom ons stel dit net so. Daar's goed wat ek nie het nie, maar ek wil dit hê. En dan kweek dit so maklik ondankbaarheid of ontevredenheid. En die oomblik wat ondankbaarheid en ontevredenheid inkom, kom 'n klomp ander goed in.
afguns en jaloesie en onvergifnis en bitterheid kruip in saam met ontevredenheid. Want ek is nie tevrede met wat ek het nie. Maar die Here sê nie, wees tevrede met wat jy het en los dit net daar nie. Ek sal jou nooit begewe en verlaat nie. Ek is die God van môre. Ek ken jou hart en ek wil vir jou gee die begeertes van jou hart. Vertrou my, stap die pad saam met my. Ok, en dit is so belangrik. Ek wil gou 'n dingetjie lees hier, dit sê, joy cannot be traveled to, it cannot be bought, it cannot be earned, and it cannot be consumed. Joy is a spiritual reality of living every day with love, grace and gratitude. Wanneer ons met dankbaarheid lewe, is een van die byprodukte van dankbaarheid is vreugde. Want wanneer ek dankbaar is, wanneer ek bly is, dan is daar 'n gesindheid in my hart van tevredenheid, van waardering, en dit bring vreugde na my toe. Dit bring vreugde na my en na jou toe. Ons kan dit nie vind nie, maar ons ontvang dit deur dankbaar te wees vir dit wat die Here reeds vir ons gedoen het in Christus Jesus. Ons raak so besig met die wêreld, en die wêreld sluk ons so maklik in met dit wat dit ons bied. Wat van dit? Het jy al dit? Moet jy al dit hê? Hoekom het jy nog nie dit nie? Hoekom het jy nog nie dat nie? Ensovoorts. En nou wil ek net nog 'n gedagte deel, nog net so iets interessants. Ons hoef nie te wag tot alles reg en perfek is om te waardeer en dankie te kan sê nie. Raak bewus van wat God in jou lewe vir jou doen en wat hy vir jou gee. Die Bybel sê vir ons in Matteus 5, hy sê, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. As jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. En dit is so belangrik dat ons dit moet verstaan en weet. Dis hoe ons kyk. Ek kan met dieselfde oë na 'n ding kyk en iets heeltemal anders sien. Ek kan sien dat daai persoon geseënd is, hoor mooi, en ek nie. Hoekom? Want ek vergeet wat ek het. Ek vergeet wat God vir my gedoen het. Ek vergeet van die monumente van God se getrouheid in my lewe. En ek vergeet dat sy genade goed en nuut is elke dag. En hy sê, kwel jou nie oor môre nie, maar maklik oorweldig hy goed ons. En raak ons so maklik ontevrede ensovoorts oor die dinge van die lewe. Dankbaarheid is die belangrikste van alle waardes in ons lewe. En ook die teelaarde daarvan. Kom ek stel dit so. Dankbaarheid lei daarna toe dat ek vir mense respek kan hê. Dankbaarheid lei daarna dat ek toegewyd kan wees, dat ek getrou kan wees en dat ek kan vertrou. Vloei alles uit dankbaarheid uit. As ek ondankbaar is dit moeilik om saam met mense te werk. Okay. En dit is regtig 'n seën. Dis vanmôre lekker om te kan terugkyk en te kan sien hoe getrou die Here was. Dankbaarheid is die gevolg van die wete en bewustheid van God se hand van instandhouding en toewyding om ons deur die reis van ons lewe te begelei, om te groei en te ontdek sy volle plan, sy doel vir ons lewe. Ons is almal op hierdie reis en dankbaarheid help ons om dit te doen. Daarom vanmôre, as ons hierdie dag vier, 'n merkwaardige dag, 'n spesiale dag, soos al die ander dae, maar daar's iets spesiaal aan hierdie dag, waar ons bymekaar kom en waar ons saam met 'n groep mense kan vorentoe gaan. So ek wil vandag net vir ons sê dat die Here is goed en hy's genadig. Dankbaarheid het 'n baie positiewe invloed op ons lewens. Dankbare mense is maklik om oor die weg mee te kom. Wel, ek wil amper sê makliker. Almal stem nie altyd oor al saam nie, maar wanneer 'n mens 'n gesindheid van dankbaarheid het en 'n persoon kan glimlag op sy gesig met egtheid en in Engels sê hulle, hy's real, nê? Hy's eg, nê? Dan is dit makliker om met so 'n persoon in die weg te kom as een wat kla en ontevrede is oor alles en alles verkeerd wil sien. En ons lewe so in 'n wêreld waar daar so baie dinge is wat stikkend is.
maar daar's ook baie goed wat reg is. Daar's baie goed wat gesond word. Daar's baie oorwinnings en monumente, as ons dit net kan raak sien en kan bewus wees daarvan. Dit help ander om maklik, ons help ander makliker en sonder agendas. Dankbaarheid verander die denkpatrone in ons gedagtes. Dit help ons om mooi dinge te kan sien. Dit help ons om geleenthede te kan raak sien wat God vir ons gee, wanneer ons dankbaar is. Dit help ons om 'n positiewe op te tree en om onder druk te kan funksioneer. Vanmôre is 'n spesiale dag en vanmôre wil ek vir elke persoon in Bikers Church en al ons vriende wat op YouTube kyk, wil ek sê dankie. Dankie vir julle liefde, dankie vir julle gebede, dankie vir julle toewyding ook in ons lewens. Dankie dat ons in mekaar se lewens kan inspreek. En dankie dat ek weet dat God die kerk bou, dat God die huis bou en dat hy ons lewens by mekaar gebring het vir sy doel. Dat hy ons gekies het om saam in hierdie huis te wees, lewende stene wat 'n funksie het, wat in mekaar se lewens kan inbou. En daarom wil ek vanmôre sê, baie dankie vir elke persoon wat 'n bydrae lewer en wat in mekaar se lewens inbou, sodat Bikers Church, die gemeente in Bloemfontein, dit kan doen wat God ons geroep het om te doen. En dat Bikers Church ook 'n blessing kan wees vir ander gemeentes, waar God se lig skyn en waar die Here mense kan bedien. So, dit is regtig 'n geseënde dag vir ons vanmôre en ek wil bid dat die Here ons sal help om met dankbaarheid terug te kyk, om vandag voluit te kan lewe, sodat ons hoop kan hê vanmôre, en so ons positief kan wees vanmôre, ongeag die uitdagings en die teëspoede en die dinge wat in ons lewe vir ons soms so baie keer oorweldig. Prys die Here vir elke liewe een van julle. Kom ons sit so en dan bid ons net saam. Almagtige Vader, baie dankie vir u liefde en genade. Dankie Here dat ons vandag 'n mylpaal kan bereik, dat ons vandag kan terugkyk en kan dankbaar wees vir alles wat u gedoen het. Maar dankie dat ons ook vandag kan vorentoe kyk om te weet dat u voeg by en u bou in die huis van u goddelike krag, bou u in dit wat nodig is, sodat u huis 'n plek sal wees van genesing, 'n hospitaal vir sondaars en gebroke mense om te kan kom hulp en genesing en herstel vind. En Here, dankie dat ons om die vuur van die lig van u heerlikheid kan kom warm word van 'n koue wêreld. Dat ons kan kom sit in die lig van u openbaring, dat u vir ons wys en dat u deur die lig, Here, die duisternis verdryf. Ek prys u daarvoor. Dankie Here dat ek weet, u genade is genoeg. U genade, u goedheid, u liefde is genoeg, want dit vloei uit u hart van toewyding aan elke een van ons in die naam van Jesus. Vader, ek prys u, ek loof u en ek bid dat u verheerlik sal word in ons gemeente, in ons land en in ons lewe in die naam van Jesus. Ons gee u al die eer vanmôre, Vader, en ons loof u in Jesus se heilige naam. Amen. Prys die Here vir sy goedheid. Mag jy 'n wonderlike dag hê en mag die week wat voor lê vir jou geseënd wees en mag die Here ons almal herinner aan sy wonderlike goedheid en genade in ons lewe. Mag jy 'n wonderlike week hê. Amen. How many times can you hear the same lie before you start to believe it? The enemy keeps whispering to me, swear these days it's all that I'm hearing. I used to know who I was, now I look in the mirror and I'm not so sure. Lord, I don't want to listen to the lies anymore. The truth is I am my Father's child. I make him proud and I make him smile. I was made in the image of a perfect king. He looks at me and wouldn't change a thing. The truth is I am truly loved by a God who's good when I'm not good enough. I don't belong to the lies, I belong to you. And I
Heaven finds me in a still small voice, and it sounds like grace instead. You remind me who I am when I look in the mirror and I'm not so sure. Lord, I don't want to listen to the lies anymore. The truth is I am my Father's child. I make Him proud and I make Him smile. I was made in the image of a perfect King. He looks at me and wouldn't change a thing. The truth is I am truly loved by a God who's good when I'm not good enough. I don't belong to the lies, I belong to you. And that's the truth. I know who I am, 'cause I know who you are. And I hold your truth inside of my heart. I know the lies are always gonna try and find me, but I've never been so sure. The truth is I am my Father's child. I make Him proud and I make Him smile. I was made